Vanaand wil ek bietjie met julle praat oor bindinge. Verseker, ons is geseëndes van die Here en mag jy loskom, mag jy vrykom vanaand van elke binding op jou lewe in die naam van Jesus. Here, maak mense vry in hierdie plek, kom ons sluit die oë. Here, een ding weet ek, U beplan vir ons 'n hoopvolle toekoms. En Here, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En ek weet, Here, dis die waarheid vir vanaand mense gaan vrymaak, wat hulle gaan losmaak. En Here, ek wil werklik bid vir hierdie woord. Here, dat U dit sal oopbreek, sal oopmaak. U is die brood van die lewe. En Here, hierdie woord wat mense se lewens totaal en al gaan verander. Here, U oortuig hulle deur die Heilige Gees. Dit wat verkeerd is in hulle lewe, waar hulle binding in hulle lewe het. En Here, dit is so maklik, een stap om te kan bely, erken, bely en te laat staan. Here, kom ons kom vanaand vry, kom ons kom los. U beplan vir ons 'n hoopvolle toekoms. Amen. Soos ek gesê het, verseker God se wonderlike blessings en seëninge vir elkeen in ons lewens. En dit wat ons daagliks moet ervaar. En my gebed is om werklik te besef en te beleef dat daar iets verkeerd in jou lewe is. Is maklik, ons kan net die Here begin afsonder en ons kan begin vas en die Here sal vir ons wys, hy sal vir ons openbaar. Die woord kom na ons toe vanaand in Jesaja 58:6 en sê vir ons, is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afval die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdrukte en elke juk stikkend breek. Verseker, wanneer ons begin vas in die aangesig van die Here begin soek, dat hy vir ons wys, elke binding wat op ons lewens is, en dat ons kan vrykom, dat ons kan los kan leef, want verseker die Here beplan vir ons 'n hoopvolle toekoms. Ek wil 'n groot waarheid verseker met julle deel, wanneer ons vry leef, Here, om werklik God se stem te kan hoor in 'n arbeidsveld, om saam te kan beweeg in die gees. Wat is 'n binding? 'n Binding is 'n aanval wat kom teen die kennis, en hy is teen die kennis van God gerig. Dis 'n plek waar Satan kom en hy hou jou gevange. En dis ons keuses om die woord te vat, toe te pas en vry te kom. Here, dankie, U beplan vir ons 'n hoopvolle toekoms. Daar is dinge in ons lewe wat nie van God af is nie. Tog sukkel ons om van dinge ontslae te raak. Deure wat jy moontlik oopgemaak het in jou lewe. Vreesaanvalle is verseker nie van God af nie. Woede-uitbarstings is nie van God af nie. Verslawings wat mense toelaat in hulle lewens. Ek weet nie, maar een ding, ek begeer dat die Heilige Gees my lewe moet beheer. Here, daar kan nie 'n verslawing my lewe beheer nie. As ons byvoorbeeld alkohol vat en ons laat dit toe in ons lewens, maar dit gaan uitkring, dit vernietig mense se huwelike. Dit vernietig ons finansies. En God wil hê dat dit moet goed gaan met jou finansies. Hy wil jou huwelik seën, man, hy wil jou kinders seën. Hy wil jou gesondheid seën, en as jy gaan kyk, al 4 areas word aangevul deur die vyand, en daarom wil ek vir jou vanaand met jou deel, en ek wil vir jou sê, leef vry, leef volgens God se woord, en kom gevul met die liefde en heerlikheid van God. Laat die Heilige Gees jou lewe beheer. En Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Elkeen van ons het 'n keuse, en die Heilige Gees oortuig ons vanaand om daai deur toe te maak. En die hele eerste ding waaroor ek wil praat is onvergewensgesindheid. Mense wat jou te nagekom het. Here, dankie vir die krag van die Heilige Gees wat vir jou losmaak, vrymaak. Ek kies om my familielid of van wie ook al vanaand vry te spreek en vry te leef.
Want ek kies dat God my lewe moet beheer en U beplan vir my 'n hoopvolle toekoms. Wat doen die Satan? Hy kom met 'n binding om jou lewe en hy wil hou vaskry oor jou lewe. En Here, ons wil kanale oop hê, ons wil gebede beantwoord hê, ons wil deurbraak hê, ons is geseëndes van die Here. Dan sê ek, Here, ons gaan nie die Heilige Gees bedroef nie. Ons gaan werklik, as die Here na ons lewe kyk en hy staan en hy kyk na elkeen vanaand, dat dit blydskap, daar moet blydskap in die Here se hart wees oor elkeen vanaand. En daarom gaan ons selfondersoek instel. En mag die Heilige Gees jou vanaand oortuig van dit wat verkeerd is in jou lewe. Ek kom terug na onvergewingsgesindheid. As ons dit nie leef volgens God se woord, dan kan hy oorgaan na migraine, spastiese dikterms, kankers, kort asems. God se woord is duidelik. As ons nie vergewe nie, kan hy ons nie vergewe nie. En dan ja, met die nagmaal is dit so belangrik. As ons nagmaal gebruik, ons drink 'n oordeel oor onsself. Die woord kom baie duidelik. Die wat op onwaardige wyse eet en drink, 'n oordeel oor hulle self, omdat hy die liggaam van Christus nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het al ontslaap. En dit is so belangrik voor ons nagmaal gebruik, dat ons mense sal vryspreek. Anders drink ons 'n oordeel oor onsself. Want God vergewe ons daagliks. Ons leef daagliks onder sy genade en onder die bloed van Jesus. En hy was vir ons die voorbeeld van vergifnis. En daarom wil ek jou aanmoedig, kom ons leef vry. Kom ons spreek vry. Dankie vir vergifnis in ons lewens. En ja, jy sit vanaand hier met 'n seer oor 'n verhoudings en jy kan vry spreek en dan wil ek werklik bid, Here, kom deur die Heilige Gees in, raak mense innerlik aan. Daai innerlike seer wat in jou lewe is, nadat jy vry gespreek het, Here, maak ons vry en los, vul ons met U liefde, dat God sal kom deur die krag van die Heilige Gees en ons sal innerlik aanraak, sal genees. Ons gee daai seer vanaand in die Here se hande en hy kom en hy bring 'n herstel, hy bring 'n innerlike genesing in ons liggaam wat ons so nodig het. My broer en suster, verwerping, 'n gees van verwerping is 'n groot veld in mense se lewens. Mense moet jou aanvaar soos wat jy is. Jy is spesiaal deur die Here gemaak met spesiale gawes en talente binne in jou. En daarom kan ek jou net vanaand aanmoedig, moenie jou oë op mens hou nie. Kom ons hou ons oë op God. Here, ons is skepsele van U, ons is die kroon van God se skepping. En Here, ons soek werklik daai aanvaarding, daai liefde by mense en hoeveel ervaar nie 'n gees van verwerping in hulle lewens nie. Here, dan beveel ek vanaand 'n gees van verwerping om te gaan in die naam van Jesus. En Here, dankie dat ons oë op U gefokus en gefestig sal word. En Here, wat ek ervaar het in my verhouding met die Here, hoe voller hy maak my met die liefde van Jesus, hoe meer kan ek die liefde uitgee na mense toe. En wat maak ons suksesvol in verhoudings? Dis die liefde van Jesus. En daarom wil ek jou aanmoedig, kom ons kom in 'n nader en 'n dieper verhouding met die Here en kom ons oorwin verwerping in ons lewens. Ons oë is nie gefokus op mense nie. Dit gaan oor wat God van ons dink en nie wat mense van ons dink nie. En dan gaan ek verder, jy sit moontlik hier met 'n teleurstelling, 'n mislukking in jou lewe. Kom ons sit die gisters agter, Here, maak ons vry, maak ons los. Verseker ons almal is mense, ons maak foute, maar Here, een ding het ek geleer, na 'n fout wat ons maak, kan die Here ommekeer bring en hy kan 'n herstel bring in ons lewens. Here, bring 'n herstel in mense se lewens. Daar waar daar gesteel is, daar waar daar 'n teleurstelling of 'n mislukking is. Here, U kom in deur die Heilige Gees en mense begin U glo en vertrou. En Here, U bring 'n herstel, 'n restaurasie in Jesus naam. Kom ons breek hierdie skeidsmure vanaand af wat ons verhouding met God vertroebel. En kom ons vergewe. 'n belangrike binding wat nog moet gebreek word in 'n mens se lewe is selfvergifnis. Ons as mense kan baie dinge, keuses en besluite uit ons eie uitneem en ons het nie soms die Here genader en gekonsulteer en gevra nie. En Here, dan besef ons
na 'n paar maande, maar ek het 'n fout gemaak en ons kan nie dit terugdraai nie. Here, nou kan ons net vorentoe gaan en ons kan net bid dat U vir ons sal onderneem en sal help en dat U herstel sal bring en waar ons foute gemaak het, Here, selfvergifnis is so belangrik in ons lewens om onsself te kan vergewe vir dinge wat ons doen. En daarom wil ek jou aanmoedig, laat die Heilige Gees in jou lewe inkom, laat jy beheer word deur die Heilige Gees, laat jy gelei word deur die Heilige Gees, neem besluite, neem keuses in lyn met God se woord en voordat jy 'n groot besluit neem, gaan bid daaroor. Kry bevestiging deur God se woord, want so baie mense raak betrokke in groot finansiële kontrakte en dan verloor ons soms alles en ja, hulle het nooit bevestiging by die Here gekry nie. Ons kan nie in opstand kom teenoor die Here nie. Ons kan nie in selfverwyd leef nie. Dis gedane sake. Ons kan net vra, Here, die vyand het gesteel, bring 'n herstel weer in my lewe. En daarom wil ek jou aanmoedig, word gelei deur die Heilige Gees. Ek gaan verder. Verslawings is 'n groot veld. Drugs, medikasie, alkohol waaraan mense verslaaf is. Die heel eerste stap wat ons moet doen is, die woord sê, kom ons erken dit, kom ons bely dit, kom ons laat staan dit, en verseker, die Here wil dit vanaand ons skoonmaak, ons losmaak, ons vrymaak, hy wil ons vergewe, want die woord kom in Psalm 103:12, hy sê, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so wil ek julle oortredinge van julle verwyder, dan besef ons, die Here wil ons vergewe, en ons kan net erken, en ons kan net bely, die woord kom duidelik in Spreuke, dat ons werklik barmhartigheid van die Here sal kry, as ons werklik daai 3 stappe in ons lewens sal doen, en daarom wil ek werklik bid vir jou, dat jy die troon van genade sal nader, en dit vir die Here sal vra om jou los te maak van drugs, van alkohol, van verslawing, hierdie gees van verslawing, dat dit vanaand sal gaan. Ons gaan geen bindinge op ons lewens toelaat nie, want God beplan vir jou 'n hoopvolle toekoms. Vrees, 2 Timoteus 1:7, die woord kom duidelik, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde, van selfbeheersing. Ons gaan nie in vrees lewe vir die toekoms nie, ons gaan nie in vrees lewe vir die dood en hierna nie, ons gaan die sekerheid wees daar, wag vir ons 'n ewige lewe, en ons gaan nie plek gee vir vrees in ons lewens nie. Here, U is ons voorsienaar, ons hoef nie ons oë te hou op hierdie myne en alles wat hier aan die gang gaan nie, want dit saai vrees in mense se lewens, maar God is groter as omstandighede en situasies, en ek weet, ons is sy kinders, en hy wil ons vashou in sy hand, en Here, dankie dat U onderneem vir ons, en dat hierdie gees van vreesagtigheid vanaand sal gaan, en dat ons U sal glo en sal vertrou, of jy glo en vertrou die Here, of jy laat plek vir vrees en twyfel toe. En ek weet nie, maar ek kies om God te glo en vertrou. Ek weet ons dien die God van die onmoontlike. Hy het mag om vir ons te gee, ver bo wat ons mag bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, volgens Efesiërs 3:21. So laat 'n gees van vrees vanaand gaan uit hierdie plek uit, in die naam van Jesus. My broer en suster, moenie 'n gees van depressie toelaat nie. Jesaja 61:3 praat van vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Depressie word gekenmerk deur 'n hopeloosheid, 'n hartseer, 'n passiwiteit, 'n swaardmoedigheid. Jy wil moed opgooi, jy wil die handdoek ingooi, 'n lusteloosheid, 'n traagheid. Here, ek breek bande vanaand oor 'n gees van depressie. Hierdie gees van depressie gaan vanaand in die naam van Jesus. En Here, U vul vir ons weer opnuut met die vrede, U liefde en U blydskap. My broer en suster, wat laat jy toe in jou lewe? Laat jy toe dat 'n gees van depressie jou lewe beheer? Laat jy toe dat 'n gees van verslawing jou lewe beheer? Laat jy toe dat 'n gees van vrees jou lewe beheer? Of 'n gees van verwerping? Dan beveel ek dit vanaand om te gaan in die naam van Jesus. Elke binding op jou lewe, Here, U oortuig ons deur die Heilige Gees, en een ding weet ek, U beplan vir ons 'n hoopvolle toekoms. Ons is geseëndes van die Here, en die Here breek bande vanaand in ons lewens in Jesus naam. Kom ons laat geen plek vir 'n gees van krankheid nie. Ek wil vir jou sê, dit is totaal abnormaal as mense
elke week my nader en sê, dat iets met hulle gebeur in hulle liggame. Dan is dit verseker 'n aanslag van die vyand op ons gesondheid, op ons liggame, en ons moet beveel dit om te gaan vanaand in die naam van Jesus. Elke gees van krankheid, elke aanslag vanaand moet gaan in die naam van Jesus. As ons dink daai vrou wat 18 jaar gebind was deur 'n gees van krankheid en hoe die Here aan 'n oomblik vrygemaak het, losgemaak het. Here, help vir ons om hierdie goed in die geestesmensie te kan erken. As ons hierdie goed kan begin erken en dan kan ons daar begin teen dit bid en ons kan gesag en autoriteit vat. En daarom beveel ek elke gees van krankheid om vanaand uit hierdie plek te gaan in die naam van Jesus. Ek wil vir jou sê, dis nie normaal as jy as 'n gesin, jou kinders, jou man, jou vrou, aanhoudende aanslag op julle gesondheid beleef nie. Ons beveel hierdie aanslag om vanaand te gaan. En Here, ons is geseëndes in Jesus naam. Kom met u liefde en die heerlikheid in ons lewens in. U maak ons vry, u maak ons los. Nog 'n groot veld is verseker die okkulte. Was jy betrokke in fortuinvertellery, palmlees, dollosse, teekoppies, kristalballe en ek kan aangaan. Die oproep van afgestorwene geeste. Dis alles demoniese praktyke. Ons moet werklik weet waarmee ons te doen het. Die geesteswêreld is nie 'n speelplek nie. Wees waaksaam, wees versigtig wat jy jou gees voor oopmaak. Ons kan net ons gees oopmaak vir die Heilige Gees. Die sterkste krag wat tot ons beskikking is die Heilige Gees. En Here, dankie dat die waarheid mense sal vry en sal losmaak. En dat hulle besef die demoniese praktyke en sal bely waar hulle betrokke was. Die Here sal toemaak. En Here, dankie, ons sit dit vanaand onder die bloed van Jesus. U beplan vir ons 'n hoopvolle toekoms. Kom ons wees waaksaam. Kom ons voorkom bindinge in ons lewens. Waak teen wat ons in ons harte en ons denke toelaat. Here, kom en vernuwe ons denke daagliks. Kom ons groei in 'n verhouding met die Here. As jy agterkom dat daar iets in jou lewe is, daar 'n moontlike binding in jou lewe is, dan wil ek werklik vanaand saam met jou bid. Mag die Heilige Gees jou oortuig, sonder af, nader die troon van genade, en sê, Here, as daar iets is wat 'n skeidsmuur tussen u en my is, dat ons vanaand kan bande breek, ons kry kanale oop, ons soek deurbraak en oorwinnings en genesings. Here, maak ons vry, maak ons los. Daar is 'n oorwinnende lewe in Jesus Christus te verkry. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie kosbare woord wat ek vanaand met mense kon deel. Here, ek het gepraat oor bindinge in hulle lewens en ek wil werklik bid dat u Heilige Gees in ons lewens sal inkom om ons te oortuig van dit wat in ons lewens is. Is moontlike gees van verwerping, moontlike gees van vrees, depressie, 'n gees van verslawing. Ons sit dit vanaand onder die bloed van Jesus en Here, ons vra vergifnis daarvoor. Here, dankie vir die krag wat daar is in die bloed. Here, u is die groot bevryder, u die vyand oorwin. U het opgestaan en u leef tot in alle ewigheid en daarom kan ons bande breek vanaand in hierdie plek. En ons bid, Here, dat u bande breek, dat mense vry sal leef. Here, ons is geseëndes van u en u beplan vir ons 'n hoopvolle toekoms. En daarom bid ek vanaand vir elkeen wat na hierdie woord luister, kom ons leef vry. Kom ons leef en ons pas God se woord toe. Here, dankie vir u liefde, vir u goedheid, u guns, u seën. My gedagtes aangaande jou is gedagtes van vrede, nie van onheil nie, sê die Here in Jeremia 29:11, want ek beplan vir jou 'n hoopvolle toekoms. Amen.